Kom ons doen 'n gebed saam, dan gaan ons aan. Vader, baie, baie dankie vir u getrouheid. Ons kan net sê, geloof sy die naam van die Here dag na dag draai vir ons. Ons besef dat niks wat ons het, verdien ons nie. Alles wat ons ontvang uit u Vaderhand, Here, is genade en daarvoor eer en aanbid ons u. Ons dank u, Vader, vir u Seun Jesus Christus, wat sy lewe aan die kruis gegee het, sodat ons gered kan word. Baie dankie vir die Heilige Gees, die Gees van die waarheid, wat ons lei in die volle waarheid, en dankie, Here, dat u woord is die waarheid. Ons het nie nodig om vandag te soek na stemme, na drome, na visioene, na die stem van 'n mens, of, Here, die profetiese woord wat 'n mens kwansies ontvang nie. Ons het die profetiese woord wat baie vas is, sê die apostel Petrus, waarop ons tog moet ag gee, want dit is soos 'n lamp wat skyn in 'n donker plek, en dit sal bly skyn totdat daar die groot en deurligte dag aanbreek, wanneer ons u in u heerlikheid sal sien soos u is. Baie dankie, Here, vir die Bybelboek, en dat ons weet, dat die betroubaarheid van die woord van God, is die betroubaarheid van God self. U praat deur u woord met ons, sodat ons kan hoor, wat in u Vaderhart is, en wat u vir ons wil sê, te midde van hierdie krom en verdraaide geslag, waarin ons onsself bevind. Daarom moet ons studente van die woord wees. Here, as ons nie tyd het om die Bybel te lees nie, is ons te besig. En dan moet ons aanpassings maak in ons skedule, want, Here, ons kan alleen weet hoe ons moet lewe, as ons u woord lees. Daarom sê die psalmdigter dit so pragtig, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na die woord van God. En ons vra, Here, dat u ook vanmôre u woord sal stuur, dat dit soos 'n tweesnydende swaard in ons harte sal indring. Ons vra vir 'n gewilligheid om dan nie net te luister nie, maar ook te doen dit wat u van ons vra. Want Here, ons is sout van die aarde en lig vir hierdie wêreld. Ek het so gelees in hierdie week, daar in Johannes, die 7de hoofstuk, het u gaan staan op die groot dag van die fees, en u het gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En ons dank u, Vader, dat u Seun ook daar die rots is wat vir ons geslaan is, en dat ons versadig en ons dors geles kan word deur Christus se waarheid en sy woord. En daarom eer ons u dat ons nie vanmôre besig is om met 'n godsdienstige oefening besig te wees nie, maar dat ons besig is met die persoon van Jesus Christus. Hy, die verlosser, die hoëpriester, die een wat vir ons die weg na God die Vader gebaan het. En dankie o Here dat ons kan bid dat u Gees nou Christus sal verhoog en mense na u self sal trek. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader, ook van ons dierbare Here Jesus Christus, en dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Nou vriende, ek nooi om die woord van die Here vanmôre saam met my oop te maak by Openbaring die 14de hoofstuk. Nou ons het gevorder al tot by Openbaring 14, en ons vertrou die Here dat hy ook al vir u meer insig en wysheid gegee het vanuit hierdie baie besondere boek in die Bybel, 'n boek waaroor nie baie gepreek word nie, 'n boek wat soms moeilik is om te verstaan, maar ons dank die Here vir die waarhede wat ons al reeds daaruit kon sien en dan ook kon toepas in ons lewens. Nou ons het al reeds bietjie gepraat oor Openbaring 14 vers 1 tot 5, so ek gaan dit vir u lees en verskoon dan 'n kort oorsig vir u gee oor wat ons al reeds hanteer het daaruit, en dan gaan ons stil staan vanmôre by hoofstuk 14 vers 6 tot 20. Nou ons is tans hier op die kaart, hier in die middel van die groot verdrukking, die Openbaring 14 gedeelte wat vir ons hier uitgebeeld word. U sal sien is 'n boekrol, begin daar by die gemeentes en eindig hier waar die Here 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gaan kom vestig. En ek wil vir u sê, as ons kyk na wat aangaan in Suid-Afrika en ook wêreldwyd, moet ons bely dat die wêreld die mekaar is. Dit staan op sy kop. En ons verlang en ons sien uit na 'n dag en 'n uur en 'n oomblik waar Christus sy koninkryk gaan kom vestig en geregtigheid vir ewig gaan heers. Selfs die ongeredde mense sê dinge kan nie aangaan soos dit aangaan nie. Selfs hulle wat nie eens aan die Here glo nie, besef dat ons lewe in moeilike tye, en ons praat maar Bybels van die eindtye, die tye waar die Here ook gaan kom om dan die oordeel oor hierdie aarde te bring en oor die goddeloosheid van mense, en dan sy koninkryk gaan kom vestig. Nou vriende, ons weet dat die Here 'n ewige verbond met sy volk Israel dan gesluit het. Ons het daaroor gepraat ook al, dat hy op die troon van Dawid sal regeer. Ons gaan bietjie later kyk daarna, wat ons praat oor die 1000-jarige vrederyk, soos aangebring op die kaart. En ek het vir u gesê dat hierdie maar die algemene beskouing was van kerke in Suid-Afrika,
vir al die jare tot 1964. Toe baie van die gereformeerde kerke dan hulle siening verander het, na die siening van dat daar nie 'n wegname van die kerk van die Here gaan wees, ja, gaan nie 'n 1000-jarige vrederyk wees nie, die vyand is al reeds klaar gebind, soos antigiliasme praat ons van, as ons nou die mooi terme wil gebruik. Nou vriende, as ons die Bybel reg verstaan, dan sien ons dat hierdie tye van die gemeentes 'n dispensasie aankondig vir ons. Daar was werklik hierdie 7 gemeentes gewees, en elkeen verteenwoordig 'n tydstip in die geskiedenis van hierdie wêreld. Hierdie kerk het ons vir u gesê is die weergeborenes, wat na die Here toe sal gaan voor hierdie groot verdrukking dan in aanvang sal neem. Of u nou bietjie verskil van ons hieroor, is nie 'n probleem nie, ons gaan nie vir u uitban, of u oorgee, aan een of ander regstoel, dat u verhoor kan word en geëlimineer kan word. Ons kan verskil oor sekere van hierdie dinge, maar die feit is, die hele boek Openbaring gaan oor Christus, wat sal kom om sy heerlikheid te kom vestig. Hy het gekom as hierdie lam wat geslag is aan die kruis, en hy sal kom om te regeer as koning vir ewig en altyd. En as u hierdie waarheid in u hart sal vasmaak, verstaan u al 'n groot deel van die boek Openbaring. So kom ons lees vanmôre Openbaring 14, as u die boodskappe beluister, is u baie welkom. Dis op YouTube, dis op ons webtuiste, www.wegwaarheid en lewe, en dis ook op Facebook beskikbaar as u daarna wil luister. Johannes skryf, hy's op die eiland Patmos, hy's weggeban, omdat hy die Here gedien het en gevrees het, en onder leiding van die Heilige Gees skryf hy, en ek het gesien en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000 met sy naam, en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. En ek het 'n geluid uit die hemel gehoor, soos die geluid van baie waters, en soos die geluid van 'n harde donderslag. En ek het die geluid gehoor van sieterspelers, wat speel op hulle sieters. En hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon, en voor die 4 lewende wesens, en die ouderlinge, en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000, wat van die aarde vrygekoop is. Nou ons het vir u gesê, dat hierdie 144.000 is nie Jehovah se getuies, of een of ander kerkdenominasie nie. Hierdie 144.000 word in Openbaring 14 geïdentifiseer as 12.000 uit elke stam van die volk Israel, wat in die tyd van die groot verdrukking 'n getuie sal wees, aangaande die Here Jesus Christus. Hulle sal ook die merk van Christus dra, en hulle sal vir hierdie tydperk wat die Here bepaal het, die 42 maande, dan ook kragtig getuig, aangaande hierdie wonderlike Messias, wat hulle eens op 'n stadium dan verwerp het. U weet dat die Jode nog vasgevang is, daar is nog 'n sluier oor hulle oë, soos die apostel Paulus het vir ons leer. En dan gaan 'n dag aanbreek, dat hierdie 144 getuies, dan vir die Here 'n getuie gaan wees, en kosbare siele gaan deur hulle getuienis tot bekering kom. Nou ons het na hierdie 144.000 getuies gekyk, vir u gesê, hulle is vrygekoop van die aarde, hulle was getrou onder baie moeilike omstandighede, hulle het moreel en sedelik rein gelewe, was mense wat die waarheid gespreek het, en hulle was sonder geestelike gebreke. Met ander woorde, ek het vir u gesê, hulle was nie sondeloos nie. Daar is nie iemand wat sondeloos op aarde was nie, daar was een gewees, Jesus Christus, hy het sy lewe gegee, daar is voor hom en na hom, geen een wat kan sê ek is sondeloos nie. Ons kyk na die sondelose, om verlossing in hom te ontvang, en daarom het ons ook gepraat het Openbaring 7, en dan ook 14, in verband gebring met hierdie 144.000 getuies. En nou kom ons by vanmôre se boodskap uit, ons lees gou-gou wat staan in Openbaring 14 vers 6, ons gaan miskien net op by vers 13 lees, terwille van die tyd, wat ons gaan vanmôre oor die eerste 3 boodskappers praat, wat dan ook in hierdie gedeelte vir ons aangebring word. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie, om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. En 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskenk is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swaal
voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie, hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Nou vriende, ek gaan net tot sover lees. Ek wou die hele gedeelte gelees het, maar terwille van die tyd en die nagmaal wat gaan volg, gaan ek net hier die 11 verse lees, en ons gaan vanmôre bietjie met u praat oor die gedagte, die engele, die ewige evangelie en die finale oordeel van God. Die engele, die ewige evangelie en die finale oordeele van God. Nou as ons kyk na die boek Openbaring, vriende, dan sien ons die begin van die einde word aangekondig. En ek dink ons beleef 'n tyd waar ons al hoe meer sien hoe die wêreld in hierdie rigting beweeg, en hierdie drukgang gestuur word, waar God se oordeel oor hierdie wêreld gaan kom vir die eenvoudige rede, omdat hulle Christus en hom as gekruisigde verloon. As ons kyk na westerse lande waar die Bybel vrylik beskikbaar is, waar mense kan lees wat God in sy woord geopenbaar het, dan sien ons dat die meeste aan Christus en sy gebod geen aandag of gedagte skenk nie. En die groot rede daarvoor is, vriende, omdat die Bybel sê mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. U sien, om gered te word kos jou niks nie. Maar as jy tot bekering kom, dan kos dit jou lewe. Want die Bybel sê vir ons dat ons allerbeste gee vir hom, ons allerhoogste. Nou in hierdie boodskap van vanmôre en ook volgende week, gaan ons so 'n bietjie kyk na hierdie engele boodskappers, wat in hierdie hoofstuk vir ons deurgegee word, en elkeen het 'n bepaalde boodskap, en elkeen het 'n bepaalde oordeel wat hulle uitspreek, en daar is iets van die hemel wat hulle aan ons kom bekend maak op aarde, of dan vir die aardbewoners wat in die tyd van die groot verdrukking dan sal lewe. En ons sien in die eerste plek, vriende, hierdie eerste engel boodskapper het 'n bepaalde boodskap wat hy aankondig in Openbaring 14 vers 6. En daar staan, en ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg, met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde, en aan alle nasies en stamme en tale en volke. Jy sien, die evangelie is nie gereserveer vir 'n bepaalde persoon of vir 'n bepaalde bevolkingsgroep nie. Die Here gee hierdie evangelie aan elke stam, nasie, taal en volk. En hy roep mense van verskillende dele van die wêreld om dan ook volgelinge van hom te wees. Hy sê in vers 7, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom, wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Nou toe ek so 'n bietjie kyk na hierdie gedeelte en hierdie week hierdie boodskap voorberei het ek besef, vriende, dat die Here nie vir ons die identiteit van die engel openbaar nie. Waarom nie? Want u sien, die engel is nie belangrik nie. Die engel is nie belangrik nie. Hier gaan dit oor die evangelie. En dit is my kosbaar toe ek hierdie groot waarheid raak sien. Hierdie engel het 'n boodskap om deur te kommunikeer aan die bewoners van die aarde, omdat die Here God self vir hulle 'n boodskap deur wil gee. Ons het jou reeds gesê, toe ons oor die engele gepraat het, dat hulle die dienende geeste is. Hulle word uitgestuur tot diens vir die heiliges en bo alles om diensbaar te wees vir die Here self. Ek het bietjie die woordjie ewige evangelie gaan navors, en dis die woordjie evangelion in die Grieks, en dit beteken eenvoudig good tidings. Het jy al gehoor mense praat van die evangelie as die goeie nuus? Die vraag is, waarom mense nie goeie nuus aanvaar nie? As ek vir jou vandag moet sê, luister, jy gaan 'n bonus kry van R100,000 hierdie jaar, dink ek gaan jou glimlag van oor tot oor wees. Want jy gaan dadelik dink, wat kan ek doen met al hierdie geld? Dis 'n goeie nuus wat ek ontvang. Maar die Bybel sê vir ons dat God hierdie goeie nuus kom gee, hierdie kosbare evangelie, en tog verwerp mense dit. Waarom? Want hulle dink nie aan hierdie kosbare boodskap in die lig van die ewigheid en dit wat vir die mens voorlê nie. U sien, die mens wil nou 'n voordeel hê, en hy verstaan nie altyd die impak wat dit op sy lewe sal hê in die toekoms nie. En ek het hierdie week gelees wat een van die predikers gesê dat sonde bring tydelike geluk, maar nooit blydskap en vreugde wat langdurig is nie. U sien, dis die groot probleem waarmee mense sit, waarom hulle die evangelie nie wil omhels nie.
Want die mens is lief vir sonde. Hy is lief vir homself. Hy is lief vir dit wat hy as belangrik ag, wat eintlik in die ewigheid as onbelangrik beskou gaan word. Hierdie woordjie beteken good tidings, the glad tidings of the kingdom of God soon to be set up, and subsequently also of Jesus the Messiah, the founder of this kingdom. So wat doen hierdie eerste engel? En jy moet tog hierdie gedagte verstaan, hierdie engel word sigbaar. En hy roep van die heerlikheid af, ek wil vir julle 'n ewige evangelie kom verkondig. 'n Goeie boodskap. En was vir my so treffend, ten spyte van hierdie tyd van die antichrist, en ten spyte van die mense hardheid teenoor die evangelie, kom die Here nog en hy stuur hierdie engel om vir mense te sê, daar is genade en daar is verlossing in Jesus Christus te vind. Jy kan die Bybel gaan bestudeer, reg deur die Ou en Nuwe Testament weer klink die evangelie boodskap. Hierdie evangelie boodskap word saamgevat in die woordjie, bekeer jou. Bekeer jou. Wat beteken bekering, vriende? Dit beteken om weg te draai van my sonde. Jesaja 31 vers 6. Bekeer julle tot wie? Tot hom. Matteus 4 vers 17. Van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hierdie engel kom met hierdie ewige evangelie en hy sê, draai weg van jou sonde na die Here God alleen wat jou kan vrymaak van die sonde. En ag vriende, dit is vir my so kosbaar as ek sien in Handelinge 3 vers 19, kom dat tot inkeer en bekeer julle sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoking van die aangesig van die Here mag kom. Aan die einde van my en jou lewe gaan daar een van twee dinge gebeur. Jy gaan of die mooi so by Christus ontvang wat jou sonde draer geword het, of jy gaan hoor, gaan weg, ek het jou nooit geken nie, omdat die Christus die sonde draer van jou af weggeskuif het. Ek sê hierdie week vir iemand, niemand gaan eendag in die hel beland weens hulle sonde nie. Want hulle gaan almal hel toe moet gaan. Hulle sal hel toe gaan weens die verwerping van Christus, die sonde draer wat na hierdie wêreld gekom het. Vir almal verskoning vir die onderbreking, dis beerdkrag in Suid-Afrika, ons almal is dankbaar en bly dat Eskom ons besig hou. Kom ons gaan aan. Nou die evangelie is soos 'n diamant, vriende, wat 'n mens van verskillende kante kan bekyk. En elke keer is daar iets kosbaars wat ontdek word. Daarom kom hierdie eerste engel, hy verkondig die ewige evangelie. En jy gaan nou verstaan hoekom die woordjie ewige evangelie in hierdie gedeelte vir ons aangebring word. Jy sien, wanneer ons na hierdie ewige evangelie kyk, dan kyk ons na die persoon van Jesus Christus. En daar is nog geen teoloog op aarde wat Christus in sy volheid kon ontdek of verklaar het nie. As jy nou in biblioteke gaan kyk hoeveel teologiese boeke is daar, wil ek vir jy sê, daar is universiteite gevul met boeke wat geskryf word oor die persoon van Christus, en daar word tans nog nuwe boeke geskryf, want niemand kan die persoon en die volheid van hierdie God-mens verklaar of verstaan nie. Al wat ons weet is dat die woord vir ons sê wie hy is die heerlikheid van die hemel, hy is die God wat homself kom openbaar het in hierdie kosbare gestalte, sodat ons ook deur hom gered kan word. Daarom as ons kyk na die evangelie, is dit hierdie diamant, wat ons kan bekyk en ons kan sien dat hierdie persoon van Christus is kosbaar en geloof in hom skenk vir ons die ewige lewe. En het jy al die gedagte van ewige of ewig probeer definieer, verstaan, hier in jou kop probeer uitmaak? Nou ek het al probeer dink daaroor. Dit maak jou nogal redelik de mekaar, want ons kan nie ewigheid regtig definieer of in ons gedagtes klein kry nie. Waarom nie? Want ons is beperk. Ons het 'n geboortedatum, daar is 'n sterfdatum wat gaan aanbreek. Die Bybel sê God is van ewigheid af. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Hy het geen begin, hy het geen einde nie. En hierdie God het mens kom word, sodat hy ook vir ons dan redding kan skenk. Hoor dit sê Johannes 3 vers 18. Onthou, die eerste engel het die ewige evangelie kom aankondig, sodat die aardbewoners nog 'n kans kan kry om hulle te bekeer tot hierdie God voor die oordeel kom. En jy moet tog nie dink dat die oordeel van die poel van vuur soos aangebring hier onder op die kaart, maar net 'n veeverhaal is, of iets wat kinders bang maak nie.
Die evangelie word dwars deur die Bybel verkondig, want God self weet dat die hel 'n plek gaan wees, wat hy in sy toren gaan skep, vir mense wat hulle nie wil bekeer tot God nie. Die meeste kerke wil nie meer daaroor praat nie, hoekom nie? Want ons wil mense behaars wees. Ons is bang mense loop en hulle vat hulle geld, want hulle wil nie hoor van so 'n plek nie, die lewe is klaar, moeilik genoeg. Nou luister, jy het nie nodig om hierdie plek te vrees as jy Christus vrees nie. Dis die hele boodskap van die evangelie. Die goeie nuus is dat jy nie eendag vir jou eie sonde hoef te boet in die hel nie, maar dat God in Christus alreeds die straf gedra het, sodat jy deur die geloof in hom gered kan word. Dis die ewige evangelie waarvan hierdie engel praat. Hoor dit sê Johannes 3. Hierdie pragtige gedeelte, nou almal haal vers 16 aan, né? So lief het God die wêreld gehad, ons almal ken hom. Mees bekendste vers in die wêreld. Maar een van die verse wat die meeste uit verband geruk word in die wêreld. Hierdie vers verduidelik homself, onthou Johannes 3 vers 16 staan nie losstaande van die evangelie van Johannes en die hele hoofstuk van Johannes. Die konteks is koning. Johannes 3:18, hy wat in hom, dis in die Here Jesus glo, word nie veroordeel nie. Maar hy wat nie geglo of wat nie glo nie, is al reeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die eniggebore seun van God nie. Ek wil vanmôre vir 'n oomblik stil staan en vir jou sê, vir hulle wat inluister wil ek sê, as jy vanmôre nog ongered is, dan staan jy onder God se toren. Want jy is besig om sy liefdeshand van jou weg te skuif. Die Bybel sê, hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel. En ek wil vir jou sê, as God se oordeel oor jou broei, moet jy en ek versigtig wees. Want niemand gaan die hemel beerwe deur die poort van die dood nie. Ek het vir u nou die dag gesê, almal word begrawe, en wanneer die predikant die boodskap preek, lyk vir my of almal kinders van God was. Daar bestaan nie so iets nie. Jesus is die deur, as iemand deur hom ingaan, sal hulle gered word. Vers 36, baie belangrik, onderstreep dit in jou Bybel. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Die engel verkondig wat? Die ewige evangelie. Wat bring die ewige evangelie? Dit bring die ewige lewe. Hy wat in die Seun glo, het ewige lewe. Geestelik kom maak God my lewendig, ek wat dood is in my sonde en misdade, en hy gee vir my hierdie kosbare geskenk van die ewige lewe. Maar nou die belangrike deel, hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. As jy die Seun glo, sal jy gehoorsaam wees aan die Seun. As jy nie in die Seun glo nie, sal jy in ongehoorsaamheid bly voortleef. Dis die toets van kunskap. Hulle sê the proof of the pudding lies in the eating. Ek hoor van al die tannies wat so lekker kan pudding maak. Nou ek sien uit na volgende week om te proe. Die gedagte is net, mense sê ek is kind van die Here. Wys dit. Leef dit. Ek kan nie sê ek is 'n leraar en ek is gevrywaar nie. Ek moet leef dit wat Christus hier binne gedoen het. Niemand kan my in jou geestelike hart raak sien nie. Hulle sien ons optredes en deur ons optredes kan hulle sien of ons Christus gehoorsaam is, al dan nie. En dis 'n bewys of ons behoort aan hom, al dan nie. Vriende, 'n verdere komponent van hierdie ewige evangelie is die vrees van God. Onthou u wat ons gelees het uit hierdie gedeelte uit? Hierdie evangelie, die engel sê, vrees God en gee heerlikheid aan hom. En ek wil vir u sê, daar is 'n groot probleem in ons tyd, dat mense God nie meer vrees nie. Hierdie woordjie vrees het nie eintlik iets te doen met respek nie. Ek het vir u hierdie week in die oordenkings gesê, ek respekteer my tuinjong, maar ek vrees hom nie. God is nie my tuinjong, met baie respek gesê. Hy is nie my dienskneg nie. Hy is die skepper van hemel en aarde, en wat sê hierdie Here Jesus Christus vir my? Vrees God en hou sy gebooie, want dit geld vir alle mense. God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Dis belangrik dat ons hierdie waarheid sal raak sien, vriende, dat ons God moet vrees. Hierdie vrees vir God is nie 'n vrees vir sy ewige oordeel as ons gered is nie, maar is 'n vrees wat 'n haat vir sonde insluit in my lewe, dat ek sê ek het God so lief, dat ek sonde haat met alles wat in my binneste is. 'n verdere komponent van hierdie ewige evangelie is gee aan hom heerlikheid en aanbid hom as die skepper van alles.
Jy het dit saam met my gelees hier in Openbaring 14 vers 7. Jy sien, as ons die ewige evangelie wil verstaan, waar moet ons begin? Sê gou vir my? By die boek Genesis. Want hoor gou, en jy moet vanmôre hierdie gedagte verstaan. As jy nie Genesis 1 en 2 kan glo, dat Jesus Christus, dat God die Vader en die Heilige Gees, die drie-enige God, dat hulle skepper van hierdie heelal is, en jou skepper is nie, dan kan hy ook nie jou redder wees nie. Daar is te veel Christene wat sê, maar ek is 'n Christen, maar ek glo aan die evolusie. Nou sterkte vir jou. As jy dink jy is die produk van kans, dan gaan jy ook nie dink en verstaan en besef dat die ewige evangelie vir jou sekerheid wil bring in jou hart en jou siel nie. Genesis leer vir ons dat die skepper ook die redder is wat vir ons sekerheid van saligheid wil bring. Daarom die baie belangrike gedagte, gee aan hom heerlikheid en aanbid hom as die skepper van alles. Die apostel Paulus spreek en hy sê daar in Handelinge 17 vers 22. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is. Onthou jy wat hier gebeur het? Hy kom in die stad en die sklomp beelde, beeld vir die ene en vir daai ene en vir daai ene. En dan staan daar 'n opskrif op een van die standbeelde aan die onbekende God. Want selfs hierdie afgodsaanbidders het geweet, daar moet iets meers wees. Dit kan nie net gaan oor 'n beeld wat ons gemaak het en uitgedink het nie. Ek wil vir u sê, as u 'n kind van God vanmôre is, besef hoe bevoorreg u is om die ewige evangelie te hoor en te verstaan, en dat die Here jou siel kon red, deur sy bonatuurlike ingryping in jou hart. Hierdie klomp Atheners was afgode dienaars, en Paulus kom en hy sê, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hoor nou, hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle, wie is hy? Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy is die Here van hemel en aarde, en hy woon nie in tempels met hande gemaak nie. Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor hele aarde te woon, sodat hulle die Here kon soek, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. As jy vanmôre die ewige evangelie wil verkondig, begin by die sondaar en moenie vir hom vra, dink jy jy's 'n sondaar nie? Die meeste gaan vir jou sê, nee, ek dink nie ek's een nie. Want my buurman is baie slegter as ek. Ek doen baie keer iets verkeerds. Ek maak foute. Ek het nou dag vir iemand gesê, die Here het nie aan die kruis gesterf vir ons foute nie. Hy het aan die kruis gesterf vir ons sonde. En 'n fout en sonde is twee verskillende dinge. Die hele begrip wat hierdie engel in Openbaring 14 wil deurgee, deur die ewige evangelie, is dat hierdie ewige evangelie bring die ewige lewe. Dit sluit in die vrees van God, en ons moet ook erken dat hy die skepper is van hemel en aarde. Ek vra vanmôre vir jou, het jy hierdie Here Jesus Christus ontmoet? Ons kom by Boodskapper 2 uit. Wat sê hy? Vers 8, en 'n ander engel het gevolg en gesê, geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery. Het is geweldig as 'n mens hier die woorde lees, wat Johannes hier opteken in die boek Openbaring. Jy sien hier die tweede boodskapper kondig 'n boodskap aan oor die val van hierdie stad Babylon, wat vir ons baie bekend is, in die sin, daar word baie daaroor gepraat, as daar gepreek word, en word verwys na hierdie stad as 'n bose stad, en ons moet vanmôre so 'n bietjie hierdie boodskap ontrafel van hierdie tweede engel, want jy sien, nadat die eerste engel die ewige evangelie aangekondig het, kom die tweede engel met 'n oordeel. En nou vra ons vir onsself die vraag, maar die een verkondig die goeie nuus en die volgende een sê, nee, alles gaan nou tot niet gaan. Hoe werk dit? Wat wil die Here vir ons leer? Kom ek probeer vir u verduidelik. U sien, die tweede engel se boodskap is een van oordeel. Die rede en konteks van hierdie gedeelte maak dit duidelik, dat aan die eerste engel se boodskap nie gehoor gegee is nie. Nou ek wil vir u sê, ons het groot geword, volwasse geword, maar ons as volwassenes, middeljariges en ou mense is baie keer net soos kinders. Ons hoor, maar ons luister nie.
God waarsku en hy sê, luister, daar kom 'n dag van die dood, waar jy en ek gaan sterwe, en ons sê, dis nog nie my tyd nie. So asof ek weet, asof ek het in my hand het. En dan breek die dood aan, en ons almal huil om die graf van daardie persoon, en ons sê, ek wonder waar is hulle, of rus sag en vrede om my gewete stil te kry. Terwyl die ewige evangelie vanmôre verkondig word. In daardie tyd gaan dit presies dieselfde werk. Die eerste engel gaan sê, hier is die ewige evangelie, vrees God, hy is die skepper. Die meeste gaan sê, ag, dit raak ons nie. Ek wil dit doen op my manier. En dis die groot probleem van die mens. Jy sien, die val van Babylon is so seker dat die engel dit aankondig asof dit al reeds gebeur het. Met ander woorde, dit is vas in God se sak. Geval het die groot stad Babylon. Die konteks, die sinkonstruksie sê dat dit al reeds gebeur het in God se ewige raadsplan. Onthou, niks sal God onverhoeds betrap, of hy dink nie nuwe planne uit soos hy aangaan nie. Die begin en die einde is aangekondig, en hy sê deur hierdie engel, dat die grootstad Babylon sal val. Nou, Babylon, vriende, verteenwoordig nie net 'n stad nie, maar ook die wêreldwye regering van die Antichrist. Dit sluit in sy politieke, ekonomiese en godsdienstige dominansie. Nou, u sal onthou wat ons al reeds gesê het oor die Antichrist, die valse profeet, die Satan, hoe hulle ook dan motiveer om hierdie boosheid te doen. Ek kan nie veel daaroor sê nie. Al wat ek net vir u wil sê, Babylon verteenwoordig nie net die stad nie, maar die bose regering van die Antichrist self, wat wêreldwyd sal wees, soos ons al reeds in die boodskappe gesien het. Die vraag is, waarom geniet Babylon so baie prominensie in die Bybel? Eintlik baie eenvoudig. Ons kan die spore van valse godsdienstige groepe en afgodsaanbidding, waar die skepsel die skepper verruil het, vir 'n eie soortige, eie sinnige godsdienst terugvoer na Babylon, al so vroeg as Genesis 10 en 11. Kom ons kom by Babylon uit. Waarom geniet Babylon dan so baie prominensie? Dis die vraag wat ons nou gevra het, en u sal nou op die bord sien. Ons kan die spore van afgodsdiens en van hierdie boosheid wat met afgodsdiens gepaard gegaan het, terugvoer na die stad Babylon, en ons sien dit al reeds daar in Genesis, die 10de hoofstuk en dan die 11de hoofstuk. Nou kom ek lees vir julle 'n paar verse daar uit Genesis 10 en dan Genesis 11. Genesis 10 vers 8 sê, Kus was die vader van Nimrod. Hy het begin om 'n geweldenaar op aarde te wees. En die begin van sy ryk was Babel in die land Siniar. En dan lees ons in Genesis 11, wie kan vir my sê wat gebeur daar? Toe Suid-Afrika gestig, geskep. Nee? Die absolute verwarring by Babylon. En dit was die parlement gewees. Genesis 11, kom ek lees vir u hoe dit daar gegaan. En die hele aarde dieselfde taal gehad en een en dieselfde woorde. En toe hulle wegtrek na die ooste, vind hulle 'n laagte in die land Siniar. En daar het hulle gaan woon. En hulle sê, kom, laat ons vir ons 'n stad bou en 'n toring waarvan die spits tot aan die hemel reik. En laat ons vir ons 'n naam maak, sodat ons nie oor die hele aarde verstrooid raak nie. Wat was God se opdrag in Genesis 1? Julle sal vrugbaar en vermeerder en die aarde vul. Die mense sê, ons sal dit nie doen nie. God sê, luister, ek vra nie vir jou wat jou gedagte en opinie is nie. Ek het nie 'n voorstel aan jou gemaak nie. Ek het nie 'n ronde tafel waar ons omsit en jy help my om my skepping te bestuur nie. Ek sê vir jou, wees vrugbaar en vermeerder. Ons gaan hierdie week bietjie praat oor verhoudinge. Daarom is daar nie iets soos 'n selfde geslag huwelik nie. Daar bestaan nie so iets soos 'n huwelik tussen 'n man en 'n man en 'n vrou nie. Dis iets wat God uitdaag in die tyd waarin ons onsself bevind. God sê, een man, een vrou, hulle sal hierdie wêreld vul. En wat doen hierdie klomp in Babel? Hulle sê, nee. Ons word nie voorgeskryf nie. I will do it my way. En kom hoor wat gebeur. Toe daal die Here neer om die stad en die toring te sien, waarvan die mense kinders gebou het. En die Here sê in vers 7, kom, laat ons neerdaal en hulle taal daar verwar, sodat die een die taal van die ander nie kan verstaan nie. So die Here dan, hulle dan daar vandaan oor die hele aarde verstrooi, en hulle het opgehou om die stad te bou. Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die Here die taal van die hele aarde verwar,
En daarvandaan het die Here hulle oor die hele aarde verstrooi. Nou vriende, baie interessant, het jy al gedink, hierdie man is besig om te bou, en nou Jonas gooi die steen vir ou Klaas, en die volgende oomblik toe tref hy steen om teen sy kop, want hy verstaan toe nie wat die ander een sê nie, want God het 'n opdrag gegee, die mens luister nie, God gee sy ewige evangelie, mense luister nie, die tweede engel sê, geval die stad Babylon, as jy nie wil luister nie, moet jy voel, sê ons vir ons kinders, maar as God begin met sy oordeel, dan sê die kerk, nee, God is liefde, hy is liefde, glo my, gaan kyk na die kruis, God verbrysel sy seun, dat sondaars gered kan word, maar as jy hierdie genade bly verwerp, sal 'n dag aanbreek, dat jy hierdie oordeel sal ontvang. Die Here waarsku sy kinders en hy sê, moenie die wêreld lief hê, of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Weet wat gebeur vandag in die kerk? Predikante wat nog waag om teen sonde te preek, word geviktimiseer, word gedreig, word gesê, as jy aanhou daarmee sluit ons jou kerk. En wat doen die kerk? Jammer man, ons sal aanpassings maak. Want ek eet maandag extra long chili cheese dog, en dinsdag is dit Burger King, of is dit Roman's Pizza, en woensdag vat ek my vrou uit vir ete, en ek moet my huis betaal, my vakansiehuis betaal, ons sal aanpassings maak ter wille van. Die evangelie is nie te koop nie. Hoor wat ek vanmôre vir u sê, die ewige evangelie het die bloed van Christus gekos, en hy sê vir ons in 1 Petrus, dat ons is nie vrygekoop deur kosbare dinge soos silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed van die lam sonder gebrek. Daarom hierdie boodskap, kind van God, moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Jy kan nie God dien met 'n halfhartige hart nie. Dis dieselfde om in 'n verhouding te staan met jou vrou, en jou hart is eintlik by 'n ander vrou, en jy's daar by haar nie, in die vlees. Dit werk net nie so nie. Daarom sê die Bybel, die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. Ek kom by die derde boodskapper uit. Eerste boodskapper, die ewige evangelie. Die tweede ene, geval, die groot stad Babylon. Die mense wil nie luister nie. Nou kom die derde boodskapper, en nou kan ons stoele vashou, want nou praat God hard. Die derde engel het hulle gevolg, en met 'n groot stem gesê, as iemand die dier in sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof, of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn, van die grimmigheid van God, wat God ongemeng ingeskink het in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. Baie interessant, die sinkonstruksie hier. Dit staan letterlik, hulle wat aanhou om die dier en sy beeld te aanbid, sal God se oordeel kry. Ek het daarna gekyk en toe sien ek die genade van God in Christus. Dat is in spite van hierdie verskriklike tyd, vir mense sê, luister, daar is nog hoop. Hou op om in jou boosheid aan te gaan. Daar is 'n oplossing, en daar is 'n oplosser, Jesus Christus. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, dat hierdie mense nie gehoor gegee het nie. Ten spyte van dit wat die Here leer in Psalm 103 vers 8. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Ek wil vanmôre vir jou iets sê, en jy kan dit huis toe vat. Die Here is meer haastig om jou te vergewe van jou sonde, as wat jy hom wil vra vir vergifnis. Jy kan nou vir my sê, waar kom jy daaraan? Gaan lees Jesaja 48. Wat staan daar? Die Bybel sê die Here sal met ongeduld daarop wag, om jou genadig en barmhartig te wees. Nou, wie van u is ongeduldig van nature? Ek glad nie. Jy kan agterkom, ek het 'n rustige persoonlikheid, en 'n introvert, en al daai dingetjies, maar die hele gedagte net, die Here wag met ongeduld, hy is haastig om ons te vergewe, hy is vinnig in sy vergifnis van die mens, en die Bybel sê, ten spyte daarvan, skuif mense hierdie genade eenkant. Joël 2 vers 13, en skeer julle harte en julle klere nie, en bekeer julle tot die Here, julle God, want hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Weet jy wat is die probleem van die mens vandag? Hy wil op sy eie manier salig word. Mense hou allerhande byeenkomste om geld in te samel. Ek het nou die gepraat met 'n man wat 'n golfdag aangebied het vir hulpbehoewige kinders.
en daar was drank opgevuil, en daar was gedrink, en daar was te kere gegaan, en ek vra hom die vraag, en hy's 'n kerkraadslid by sy gemeente, en ek vra hom die vraag, ek vra vir hom, ek sê vir hom, hoeveel kinders in die kinderhuis dink jy sit daar, weens drank? En jy moet tog nie met my oor drank praat nie, ek haat alkohol, want het verwoes mense se lewens. En ek sê vir hierdie man, jy hou 'n golfdag om X bedrag vir hierdie mense te gee, terwyl die mense wat hier is, hulle vergryp aan dit, wat die kinders in die kinderhuis laat beland het. Toe sê ek, hoe versoen jy die twee met mekaar, en toe kom ek agter, 'n werke evangelie. Ek wil tog eendag vir die Here sê, maar luister, ek het hom gegee vir die weeshuiskinders. En ek het tog hierdie kindertjies so 'n bietjie met 'n paar randjies gesubsidieer, omdat ek hierdie golfdag aangebied het. Die punt wat ek vir u wil maak vanmôre is, die Here sê, skeer jou hart. Hou op poog om deur mensgemaakte dinge God te behaag. Sy seun het hom klaar behaag. Is jy in sy seun? Hoe kan jy daarvan weet? Deur die ewige evangelie te glo. Ek gaan afsluit, as hulle volhard in sonde, sal hulle self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. Dit dui op God se toorn, wat oor die sondaar uitgegiet sal word. Psalm 75:9 sê, want in die hand van die Here is 'n beker en die wyn skuim. Dit is oorvloedig gemeng en hy skink daaruit. Ja, die afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp en dit uitdrink. Ag vriende, u moet my asseblief verskoon. Maar ek is ontsteld as ek dink aan die God wat mense in kerke skep vir die deursnee kerkganger. Die deursnee God wat vandag geskep word, is 'n hier jy wat ons mee kan maak wat ons wil. Ons is heeldag kwaad vir hom, omdat hy goed doen wat ons nie van hou nie. Hy moet heeltyd vir ons doen, asof hy Kersvader is. Ons kan heeltyd versoeke insit, as hy nie gee wat ons vra nie, is ons kwaad vir hom. Luister, dis 'n afgod wat ons vir ons geskep het. Die God van die Bybel sê, hy het sy seun aan die kruis verbrysel, sodat ons gered kan word, en elkeen wat buite Christus staan, sal God se toorn dan ook eendag moet drink. Dit sal oor hom uitgestort word. En hy sal gepynig word, vers 10 van Openbaring 14, met vuur en swaal voor die heilige engele van God en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. Vriende, die werkwoord wat hier gebruik word, jy moet tog hoor, ek sluit af nou. Die werkwoord wat hier gebruik word, dui op 'n aanhoudende, nimmer eindigende, ondraaglike pyniging vir hulle wat God nie geken en gedien het nie. Nou, u kan miskien dink, maar ja, jy probeer nou met 'n bangmaak storie my na die Here trek. Nou, ek wil vir jou sê, ek hoop ek maak jou vrek bang. Ek hoop jy slaap nie vanaand, as jy dink aan 'n ewige vuur, waar die wurm nie sterf en waar die vuur nie uitgeblus sal word nie. Ek hoop jy slaap nie. Want dan gaan dit jou dryf na jou knieë, waar jy die oplossing gaan soek in Jesus Christus. Wat my en jou lewe kan hom nooit behaag nie. Ons lewe in 'n wêreld net soos Babylon. Babylon staan bekend as die godspoort of poort van die gode. Ons leef in 'n land en in 'n wêreld waar vele gode dom aanvaar word. Die God wat ons geskaap het, word eenkant geskuif. Jy kan vandag alles en almal dien wat jy wil. God is nie daarvoor te vind nie. Hy sê vir ons, as jy nie jou bekeer nie, sal jy gepynig word. Hoor net, nie omdat God wreed is nie. Verseker nie. As jy enigstens al die Bybel gelees het, dan sê jy vanmôre uitroep, hy's nie wreed nie. Genadig en barmhartig is die Here. En sy genade en barmhartigheid is vanmôre hier, dat jy nie jou hart verhard teenoor hom, en eendag sy toorn tegemoet gaan nie. Daniël 12 vers 2. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot die groot smaadheid vir ewig afgryslik. Lukas 16:23, onthou u die ryk man en Lazarus? Die Bybel sê, toe die ryk man sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lazarus aan sy boesem. Hierdie smarte is dieselfde as die woordjie gepynig, dieselfde gedagte. Die hel is nie 'n grap nie. En God se boodskap kan nie verontagsaam word nie. Ons eet van die vrug van ons handelinge,
Ons sê dikwels vir mense, dat elke aksie het 'n reaksie. Elke daad het 'n gevolg. Moenie dink ek en jy kan met God speel, en ons gaan skotvry ander kant uitkom nie. Jy gaan die grootste verrassing van jou lewe kry. Maar ek wil vanmôre vir jou nooi, al hoe u en ek kan ontvlug van God se komende toorn, is om te vlug na sy enige en ewige offer en oplosser, sy seun Jesus Christus. Dis die soetste naam in Serafs lied, die naam van Here Jesus Christus. Ek vra jou, ken jy hom? En ken hy jou? Wat is die verskil? Baie mense sê ek ken Jesus, ek het my bekeer. Daar is geen vrug, daar is geen lewe, daar is geen pad van heiligheid, daar is geen haat vir sonde nie. Dan ken jy hom miskien, maar hy ken jou nie. Want as hy jou ken, en jy ken hom, dan raak hy die liefling van jou siel. Jy staan in die môre op en jy sê, Here, hoe kan ek vandag u verheerlik? Daar is in jou hart 'n verlange om uit sy woord te hoor wat hy wil sê. Jy wil met hom praat in gebed. Daar is 'n begeerte wat die Heilige Gees werk in jou hart. Dan kan jy sê, ek ken hom en hy ken my. Dan sal jy kan sê, ek ken die goeie herder en ek hoor sy stem, want hy praat met my uit sy woord, en ek volg hom, waar ook al hy my lei. 1 Johannes 4:9, hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Oor die pragtige woorde van vers 10. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. Ek wil gou vanmôre vir jou net iets sê. As jy vanmôre die Here nog nie ken nie, gaan op jou knie en sê, Here, ek het nie 'n aptyd vir u nie. Ek weet nie hoekom nie, maar my hart is koud teenoor u, die God waarvan hierdie predikant vanmôre gepraat het. Die een wat sy lewe aan die kruis gegee het, my hart is koud, maar ek vra u, Here, u sê in die woord, ek kan u lief hê, omdat u my eerste lief gehad het. O God, deur u groote genade en barmhartigheid kom openbaar hierdie liefde aan my, dat ek u kan dien in liefde. Om die Here te dien is nie 'n straf nie. Dis nie iets wat ek moeisaam doen, omdat hy allerhande moeds en moenies vir my heeltyd stel nie. Dis 'n vreugde vir my siel. Hoekom? Want ek kyk na die kruis, ek kyk na die offer, en ek dink, kan daar so groot liefde wees vir 'n sondaar soos myself? En dit bring blydskap in my siel, en ek sê, Here, openbaar hierdie liefde al hoe meer aan my, sodat ek u kan lief hê met 'n onverdeelde hart. God het Christus wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ek wil jou vra dat jy vandag sal dink daaraan. Ons is baie lief om te sê, onskuldige mense ly. Dink by jouself, as jy verby 'n robot ry, en hulle is besig om 'n ou tannie van 80 te slaan, wat gaan jy doen? Jy gaan stop, en jy gaan uitspring, en jy gaan probeer help. Maar hoe durf hulle hierdie tannie van 80 so slaan? God het Christus verbrysel aan die kruis. Hy het hierdie sondelose sonde gemaak. Hy het nie 'n sondaar geword nie, hy het die sondedraer geword. Waarom? Hy was deur God verag, sê, of verbrysel, sê die Bybel, hy is deur mense verag gewees. Hoekom? Om ons te red van die toorn. Daarom moet ons seker maak, as ons vanmôre hier sit, dat ons kan sê, ons is gered. Hy ken my, en ek ken hom. Vriende, die Bybelstudie gaan oor, is jy seker dat jy aan die Here Jesus Christus behoort. Vir u wat dit graag wil bywoon, is baie welkom. Vir u wat nie seker is, u behoort aan die Here nie, moet asseblief nie speel met die ewige siele heil nie. Kom tot die Here, hy is genadig en barmhartig, en hy skenk ook vergifnis. Ontvang die seën van die Here, dan gaan u in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, die trou opsoekende gemeenskap van sy Gees, wees bly met ons elkeen, dat ons daar die sekerheid sal hê, ons behoort aan hom. Ek ken hom en hy ken my. En ons bid dit, Here, in u naam. Amen.